As ek R10 van iemand gevat het, en hy kom het agter en hy's kwaad vir my, en ek verstaan dat hy kwaad is, ek meen dis sy geld en ek het dit gevat, tot ek hoor hy het 10.000 miljoen rand in sy rekening, en hy bly kwaad vir my, dan kan ek met reg vir hom sê, maar my jene man, stop het nou, is nie so erg nie, ek het net R10 gevat, ek is jammer daaroor, maar as dan met R10, skryf het net af. As ons God benadeel het deurdat ons sonde doen of sonde gedoen het, hoekom skryf hy dit nie net af nie? Hy is mos baie ryk, hy het baie tot sy beskikking. Hy kan net vir ons sê, is reg, dis nou reg, ek vergewe jou. Hoekom is daar 'n woordjie wat in ons hele reddingsproses insluip? Die woordjie sterwe. Wat is die doel van sterwe met dit alles? Kom ons kyk vandag wat sê die Bybel daaroor. Here, dankie vir die wonder, dat ons aan die voete kan sit en dat U ons leer. Dankie vir U geduld en die deernis. En dankie hoe spesiaal U hierdie geleentheid maak en wil U dit ook vandag doen. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees vandag 'n gedeelte wat dit vir ons baie, baie mooi verduidelik en dit is 2 Korintiërs hoofstuk 5. 2 Korintiërs 5, ons lees van vers 14 af. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het. En dit beteken dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Tot sover. Vers 17. Iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby. Die nuwe het gekom. Die sleutel tot die verstaan oor hoekom sterwe nodig is die verstaan van die begrip sonde. Sonde is die teendeel van God. Sonde is nie iets anders as God nie, dis 'n ander werklikheid naas God nie. Sonde is die teendeel van God. God is 'n skepper. God het uit niks uit goed geskep. Al wat sonde kan doen, hy kan net goed breek. Hy kan nie slegte goed maak nie. Hy kan niks skep nie. Hy kan net goeie goed breek. En dis 'n magtelose ding as iemand jou goed breek wat jy skep. Gestel jy is 'n skilder, baie begaafde olieverfskilder en jy het die hele dag gewerk aan die mooiste toneel ooit, ure en ure. En dan aan die einde van die dag kom iemand net ingestap en hy vee net met sy hand oor jou skildery. Hy smeer hom net. Ons is als vernietig. Dis 'n magtelose gevoel. Jy hoef nie sterk te wees om dit te doen nie. Of jy is 'n skrywer, jy skryf baie, of jy probeer die tik wat jy wil in jou gedagtes is, en iemand steur jou heeltyd, hy stamp heeltyd in jou arm terwyl jy besig is. Al het jy die wonderlikste gedagtes, jy kan dit glad nie na buite bring nie, dit kan nie bruikbaar wees nie. Hoef jy sterk te wees om iemand te steur? Hoef jy slim te wees? Nee. Jy kan die grootste pateet wees en jy kan iemand wat skep verhoed om te skep. Of as iemand met glas iets fyns kan skep en hy het hierdie pragtige stuk werk gedoen, 'n hele dag daaraan spandeer. En aan die einde van die dag as hy sy ding so neergesit het en hom lekker laat koud word, het nie fynste kristalglas is daar. Iemand kom en hy stamp net die ding van die tafel af, aan skerwe. Wat doen 'n mens met iemand wat jou goed breek? Kan jy net vinniger skep as wat hy breek? Vinniger skilder, beter skilder? Jy kan doen wat jy wil. Hy het net 'n voorsprong. Jy gaan nooit vinniger as hy kan skep nie. Hy gaan jou goed breek. En nou kom die Bybel en hy sê in hierdie
plek tussen God en sonde is die mens. Waar is die mens? Is die mens aan God se kant? Hy wil ook by God wees, hy skep ook. Of is die mens aan sonde se kant? En nou is die interessantheid dat die mens hom aan die kant van sonde bevind. Sonde is nie iets wat ons aanleer nie. Sonde is iets wat ons is. Dawid sê dit verskriklik mooi as hy tot sy sinne gekom het na sy sonde met Batsheba. En Dawid dan sê, en dink oor sy sonde en wonder, wanneer het ek begin sonde doen? En hy dink terug en terug en terug, toe hy jonk was, toe hy 'n kind was, toe hy 'n baba was, tot sy gedagtes nie meer verder kan teruggaan nie. En toe besef hy het dit nie geleer doen nie, dis wat hy van altyd al was. Hy sê in Psalm 51 vers 7, ek is met sonde belaaid toe my ma nog swanger was met my. Voordat hy mens geword het, dis in sy aard, dis wie hy is. En die plek waar dit ons bring rondom sonde is dat, omdat sonde die teendeel van God is, God een manier het van sonde ontslaat raak, en dit is, hy moet dit vernietig. Wie dus sonde is, soos 'n mens, moet dood wees, doodgaan vir sy sonde. God mag niks wat lewend is en sonde het, in sy koninkryk toelaat nie. En daarom leer die Bybel ons, dat die gevolg van sonde iets geweldig dramaties is. Dit is nie net 'n gevoel van jammerte wat God moet hê vir 'n sondaar nie. Daar is 'n transaksie wat moet plaasvind. Daar sal betaal moet word vir die skade wat hierdie een doen. Daarom lees ons op talle plekke in die Bybel, as ons maar net byvoorbeeld na Romeine kyk. In Romeine 3 vers 10 word Prediker 7 vers 20 aangehaal, wat sê, daar's nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Romeine 3 vers 12 is die eerste deeltjie sê, en hy haal Psalm 14 aan, 'n paar keer word Psalm 14 gebruik in Romeine 3. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Nie net die slegtes nie, dis almal van ons, dis hoe ons is. Romeine 3 vers 12 se tweede deel. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Dis ook Psalm 14 vers 1 sê. En dan die gevolg daarvan. Romeine 3 vers 23. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. So sonde het ons heeltemal teenoor God geplaas. Trouwens, die gevolg van ons verknogtheid met sonde, sien ons in Romeine 6 vers 23. Die loon wat die sonde gee, is die dood. As jy jou afgesloof het vir die sonde, baie boos was, skade gedoen het, mense seer gemaak en vernietig het, sê die sonde vir jou, dankie, jy was vir my goud werd geweest. Ek gaan jou nou beloon. En die beloning is net dit waarmee hy goed is, en dit is die uiteindelike dood. Dis die albeloning wat die sonde het. Hy het niks goeds tot sy beskikking om vir jou te gee, vir wat jy ook al vir hom gedoen het nie. En dit bring ons as mens op 'n baie ongemaklike plek. Want sien, ons kan nie, al is ons hoe goed, die feit dat sonde in ons aard is, beteken as ek in God se hemel kom met sonde, gaan sonde my net as 'n voertuig gebruik om in sy hemel in te kom. En stel jou voor, as jy dink die skade wat sonde op die aarde kan doen, die vernietiging wat hier plaasvind, wat 'n skade gaan hy nie in die hemel kan doen nie. Dit is iets in die analogie van die mense wat op 'n vliegtuig geklim het as gewone passasiers, toe die vliegtuig in die lug is, in 2001 in Amerika, toe wys hulle eintlik hulle ware klere, en toe neem hulle die vliegtuig oor en hulle vernietig alles. Dis sonde, dis wat sonde sal doen, as hy deur 'n mens in God se hemel kom. So God mag glad nie sonde in sy hemel toelaat nie, dit sal alles vernietig. Dit is nie dat hy kwaad is vir sonde nie, dit is net 'n logiese konsekwensie vir iemand wat 'n skepper is en iets moois maak. En dan gaan die Bybel, en of ons er nou van hou of nie, dis hoe die Bybel dit beskryf, gaan die Bybel na 'n gebruik toe wat hy gehad het in die Ou Testament, oor hoe mense 'n plan kon maak met jou sonde. En die gebruik was gewees, daai tyd was sonde ook verskriklik, en sonde verdien om in die dood gestraf te word. En toe die Here ruimte gelaat vir mense om net die werklikheid van sonde te besef, en net iets te kan doen in daai verskriklike seer hier binne. Hy het vir hulle gesê, wat julle kan doen, vat 'n dier, maar dit moet 'n onskuldige dier wees. Dit moet dus nie 'n lammetjie wees met 'n krom stertjie of 'n skewe pootjie of wat het nie. Dit moet 'n dier wees wat geen gebrek het nie. En dan moet jy daai dier vat, en jy moet hom na die tempel toe vat, dan moet jy daai dier op die altaar sit,
En dan moet jy vir jouself sê, en vir die Here sê, Here, weet jy wie moet op die altaar lê om nou doodgemaak te word? Ek moet op die altaar lê. Ek het U benadeel. Ek is 'n sondaar, dis in my aard. Los die ander. Los die ander wat nog slegter as ek is, want ons verskoon ons baie keer deur te wys na mense wat groter sonde as ek het. Jy kyk nou na my. En ek moet nou op die altaar lê en ek moet nou sterf. Maar jy het ruimte gelaat dat ek iets anders wat totaal onskuldig is in my plek op die altaar kan sit en daai dier kan doodmaak. Sy bloed moes vloei. Is die konsep wat hulle in die Ou Testament gehad het. Lewe het hulle gesê is in bloed. So as God lewe soek, moet daar bloed wees. Die dier moet doodgemaak word. En dan terwyl ek daai onskuldige dier slag en ek sien die lewe gaan uit hom uit, dan sê ek, Hemeltjie Here, ek is verskriklik jammer vir dit wat ek gedoen het. Ek is verskriklik jammer vir die foute wat ek gemaak het. Ek is so jammer dat 'n onskuldige dier in my plek moet sterf. En in trane bid daardie een en bring hy sy offer. En dit het op 'n manier vir mense 'n stuk heling gegee. Nou gebruik die Bybel presies hierdie beeld uit die Ou Testament, hierdie beginsel uit die Ou Testament van die bring van 'n offer, en hy bring dit nou na die Nuwe Testament toe, en hy sê, dit is wat Jesus vir ons kom doen het. Jesus is die lam wat nou op die altaar lê vir my sonde. En ek kyk na hom, en ek voel verskriklik sleg oor dit wat ek hom aangedoen het. En in hierdie sterwensproses gebeur daar iets dramaties. En dis een van die wonderlikste dinge van die Christelike geloof. In hierdie proses word ek nie doodgewoon 'n toeskouer wat sien wat God gedoen het en verskriklik bly is dat hy vir ons en vir al die ander mense gesterf het nie. Ek word skielik 'n deelnemer daarvan. En in daardie sterwensproses, sê die Bybel, is dit ook ek wat sterf. Jesus het so in my plek gesterf, sodat die wat lewe nie meer vir hulle self leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. Sien, daar op die altaar is dit nie net Jesus wat sterf nie, ek sterf ook. Ons kry dit nie vir Jesus by in ons lewe nie, ons word getransformeer, ons word iets anders. Hoe mooi sê ons teksvers dit, as iemand in Christus is hy 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. In die natuur kan ons iets daarvan sien in 'n wurm wat die laagste vorm van lewe is. As jy iemand ordentlik wil sleg sê, sê jy vir my is 'n wurm. En dan gaan hierdie wurm in slaap in en word hy getransformeer tot 'n vlinder wat kan vlieg, die mooiste, pragtigste kleure, iets heeltemal anders. Iets daarvan word waar. En daarom sê ons teksvers, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. En in ons geloof is dit van die kosbaarste dinge. In my geloofslewe het dit my hele lewe verander. Om mense te sien met wie dit gebeur het. Ek ken 'n hele paar mense, ek het al vir my pa vertel, my goeie vriend Tertius Olivier, Witrivier. Maar een dalk weer meer uit die media uit, wat my baie aangegryp het, en ek het dit nooit besef nie, is Alice Cooper. Alice Cooper is 1948 gebore, en hy was in 'n fase gewees waar musiek totaal ontwortel het, en hy het 'n tipe musiek gemaak wat teen alles was, wat goed was. Hulle praat van sy genre gewees, shock rock. Dis mense wat in hulle konserte het hulle Bybels verbrand en het hulle vlae verbrand. Hulle was teen alle gesag gewees en hulle het dwelms gebruik en drank. En hulle het bittermin 30 jaar oud geword. En so was dit met Alice Cooper ook gewees. Hulle het vir hom gesê, jy het nog 'n maand. Sê ek vir jou, as jy nog leef, kan jy gelukkig wees, die dokter op 'n plek vir hom gesê. Hy het nie beplan om dit sleg te doen nie, maar hy het net onverwags aan drank verslaaf geraak. Hy het gedink dat hy het onder beheer het. En 'n totaal drankverslaafde geraak. Hy was aan dwelms verslaaf gewees. En nie een van sy 3 rolmodelle het 30 gehaal nie. En hy self, sy vrou het vir hom gesê, ek is klaar met jou, en sy die egskeiding aan die gang begin sit. En hy was 37 jaar oud gewees, toe hy 'n radikale bekering het en hy sy lewe vir Jesus gee. And really, the only cure I had was Jesus. Soos die dier beskryf word, dat hy 'n nuwe mens word, 'n oorgawe maak. As kind was hy in die Mormoonse kerk gewees, wat nou nie met Jesus rekening hou nie. Hy kom na 'n Christelike kerk en gee sy lewe vir die Here. En sy hele lewe verander, sy gesin verander,
Sy vrou dien die Here. En vandag is hy nou al 76 jaar oud en hulle het 'n TV-kanaal waarop hulle mense met hulle huwelik help. Sy lewensdoel was gewees om rocksterre, mense uit die vermaaklikheidswêreld wat sukkel met drank en dwelms, om hulle te help. Dit is wat die Here doen, as hy iemand nuut maak. En daardie besef van my nuutheid, daardie besef dat ek ook so na die Here toe gaan, al is ek 'n goeie mens, is ek nog steeds 'n mens wat met sonde belaai is, wat nodig het om so na die Here te gaan en vir hom te sê, Here, ek is 'n sondaar. Ek verdien die dood. En ek bring nou my lewe na Jesus. Ek sit hom op die altaar. En dankie dat hy nou in my plek sterf. Dat ek hier kan opstaan as 'n nuwe mens. Maar dan is jy nuut. Dan is dit nie meer jy wat vir Jesus bykry nie. Dan is jy dood. Jy volg dan vir Jesus. Jy is soos 'n zombie wat net agter hom aanloop. Jy is behep oor Jesus. Jy wil sy woord hoor, jy wil sy wil verstaan, jy wil in sy teenwoordigheid wees, jy wil tussen sy kinders wees. Dit word 'n nuwe tipe mens met 'n nuwe lewensingesteldheid, nuwe uitkyk, letterlik. Jy kyk anders. As jy iemand in sy oë kyk en jy sien, maar hier is lewe, hier's belangstelling, hier's opregtheid, hier's 'n toekoms. En dis waarvoor die Here ons roep. En mag ons bekend wees. En mag ons bekend wees as mense wie hulle lewe vir Jesus gegee het, van wie hy in beheer is, wat sy wil soek en hom gelukkig wil maak. En mag die Here ons hierin help en gebruik. Here, dankie dat u vir ons alles kom gee wat nodig is. Dankie vir die wonder van u sterwe, en vir die nuwe lewe wat u gebring het. En ons wil opstaan en juig oor ons nuwe status. En ons wil die lewe stormloop en 'n verskil maak oral waar ons kom. Dankie vir die nuutheid. Dankie vir die sekerheid van ons kindskap en die wonder van u sterwe. Ons eer u in die naam van Jesus, ons Here. Amen.